is nou al die afgelope paar weke besig met wat ek voel die Here sê wat ons moet doen, maar voordat ons begin verskoon my as ek emosioneel. Dit is maar ek is baie hard daar buite, maar as ek kom by die Here se ding en begin die trane sommer nie doen. So verskoon my as ek emosioneel raak by die goed. En die wêreld wil hê ons moet so hard wees. Maak ons hard. Die wêreld is hard. Maar voordat ons begin, wil ek jou voorstel aan 'n keuse. Ons het 'n keuse, elke oggend as ons opstaan, ek het 'n keuse. Of ek gaan in my probleem vaskyk, of ek gaan in Christus vaskyk. Ek hoop nie ek val vir my ding. Ek het 'n keuse om minder te trap. Maar jy het 'n keuse om opgewonde te wees vir vandag of jy het nie. Jy het 'n keuse of jy gaan vat wat God sê of nie. Ek wil jou vermaan vandag en vir jou sê, jy het 'n keuse of jy dieselfde jy gaan uitstap as wat jy is. Ons het vanmiddag gesê, dit is 'n dag wat die Here gemaak het. En hy is hier vandag om jou aan te help. Hy is hier vandag om 'n verskil in jou lewe te maak. Maar dit is jou keuse of jy dit gaan vat. Ek meen, dit is klaar gedoen. Die genesing is klaar bewerkstellig. Gaan jy God vertrou? Of gaan jy? Nee, dis jou keuse. My hartsbegeerte is dat jy vanoggend God ontmoet. Dat jy regtig aangesig tot aangesig ontmoeting met hom het. Moenie na my kyk en my woorde en my dinge en al my. Ek het die Here gevra dat ek nie eenkant is dat hy praat. En ek voel regtig die Here het vir ons ding. Hy wil homself openbaar in jou, die God van die Bybel. Jy weet, dis hoekom ek begin het met die vraag, ken jy hom? Ken jy waarlik Christus? Is hy regtig dieselfde God as wat ons lees in die Bybel? Maar daar is so baie mense wat sê, maar wat gebeur het gebeur. Is verby, die Bybel is nie meer vandag te toepas nie. Ek is jammer om vir jou te sê, maar ons is besig nog steeds met ander dinge. Ons is veronderstel om Christus te wees. Die oomblik as ek vir iemand sê ek is 'n Christen, dan moet ek kan Christus uitbeeld, want dis die naam beteken Christ like. Ons kan nie sê God het opgehou om te werk met. Ons kan nie sê God is nie dieselfde nie, want hy is gister, vandag en môre nog altyd dieselfde. Okay, verskoon my as dit te lank hierdie preek gaan raak, met voel asof ek nog nie eens begin by die goed uitkom nie. Paar weke terug het ons dit daaroor gevra en begin praat, of ek nie asseblief vir ons sal instaan hierdie paar sonde terwyl die vakansie is nie. Dadelik het ek begin met die Here sê, Here, waaroor gesels ons oor? Hierdie volgende, dit was eers 4 Sondae, maar dit is nog goed werk, en ek kry die hele tyd met 3 hoofstukke of 3 gedeeltes om oor te praat, en toe laat die tyd te verander, is dit klaar weer op vakansie. Die volgende ding wat God vir my gesê het, want ons moet begin praat oor deklarasie, op die manier wat jy praat, en die goeders moet uit jou mond kom. As jy maar voordat ons daar kom, moet ons verstaan wie God is. En voordat ek kan begin praat oor God se goedheid en goeders, moet ek verstaan wie God sê ek is.
En dan die laaste Sondag gaan ons praat oor regtig krag. So ek wil hê vir die volgende 3 Sondae, hier is nie die intro. Wil ek hê julle moet saam met my op 'n reis gaan. Dis wat die Here gesê het, ek moet dit sê. Eerste Sondag is God. Wie is hy? Ons praat vandag oor wie God is. En wat is my persepsie oor hom? En ek wil jou graag voorstel aan die God van die Bybel. Volgende Sondag praat ons oor hoe ons in 'n identiteitskrisis vasgevang is. Hierdie wêreld, ek gaan nie nou kyk hoe begin. Maar God het 'n hele paar jaar terug met my kom praat oor die goed. En ek wil jou volgende week en ek jou voorstel aan jouself volgens die woord van God. Wie is jy? Waar? In die oë van God. En die laaste Sondag, hooplik het gaan herlewing wees. Maar dan gaan ons begin besef wat beteken dit as ek begin die woord van God praat. Die voertuig wat God wil hê ons moet gebruik is Psalm 23. En ek vra die Here nou en nog, hy sê Psalm 23 is al wat hy my gee. Maar ek glo teen die einde van hierdie 3 Sondag, hoor ons Psalm 23 wat goed te ken en te verstaan. En het 'n nuwe lig te sien. So as jy asseblief saam met my kan blaai op Psalm 23. Op Psalm van Dawid, vers 1. Hy sê die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, waar waters waar rus is, bly hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam te ontwil. Al gaan ek ook in die dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Die stok en die staaf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie. My beker oorloop. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly. En lengte van dae. Gelukkig het hy net 6 verse. Maar ek wil net so begin by hierdie ding, dit is nou nie iets wat ek net goedheid en guns sal my volg vir al die dae van my lewe. Kom ons breek net gou 'n vinnige ding. God wil hê dit moet goed gaan met jou. Okay? Dit is nie 'n deel van die preek nie, maar ek voel net regtig. God sê dit, hy wil hê dat dit goed gaan met jou. Armoede, it's a curse. Nie van God af. Is 'n vervloeking. Die oomblik as God jou geld uit God raak, is daar waar dit 'n probleem raak. Maar is dit met 2 sent. Ek wil graag hê teen die einde van hierdie dag met die een vraag te beantwoord. Ken jy hom? Dit is hierdie stukkie waarmee ek besig is in die laaste paar weke. Gesels ek maar met 'n paar mense oor wie sê hulle God is. En wat se perspektief as hy regtig sien baie mense God. En baie mense sien God as hierdie regter, hierdie judge. Wat vir my gaan oordeel en my pak slaag gee en die goed. Die woord wat ek baie kry, wat mense vir my sê, die Bybel sê die Here is 'n jaloerse God. En ja, hy is. Meeste
van die mense met wie ek praat die afgelope tyd, is vasgevang, hy is die God van moedseremonies. Ek moet hierdie gebooie, of ek moet hierdie 10, en ek moet nie, en ek, ja. Dit is die persepsie wat ek by baie mense kry. Baie mense kry die gevoel as ek met hulle gesels dat hy is, hulle praat van God as die God van ver. Eendag, as ek by die Here kom, eendag sal ek dalk regkom, eendag sal ek as die God van ver. En as ek dit nou gemensie het, dat baie mense dink hy is die God van gister. Hy het in die Bybelse tyd het hy dit gedoen, so hy doen dit nie meer, die God werk nie meer so nie. En ek is hier om jou te verduidelik vanoggend, God is gister, vandag en morgen nog altyd so. As hy gesê het, hy is lief vir my, en bly hy lief vir my. Maak jy so by? Ja, hy is die regter, wat oordeel. Maar hy is die regter wat oordeel met liefde en genade. Hy is die een wat ons gaan oordeel, die woord van God sê so. Maar as die kind van God voor hom gaan staan, gaan dit nie wees oor jou sondes en oor jou dinge nie. As jy as kind van God voor hom gaan staan, gaan hy jou beloon. By die wit troon oordeel, soos wat ek die woord van God verstaan, gaan hy jou beloon vir die werke wat jy gedoen het. Want Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir hulle wat in Christus is, wat leef nie meer volgens die vlees nie, maar volgens die Gees. Ja, hy is nie geoordeel, en hy het die reg gekry om te oordeel, maar hy gaan oordeel met liefde en genade. Hy sê dan so vir, ja, hy is. Maar in die sin van, ek hoop met my hele hart, dat my vrou net oogies het vir my. Dink en sê ek is jaloers op haar, want ek wil baie graag hê, sy moet net na my kyk, en hierdie waterpas gebouwde ou. Maak jy saak om ek staan op ek leek die blauw te. Dis ek om ek het hier. Dis hoe God oor jou voel. Yes, as hy net oogies het vir my. As hy nie rarig so lief is vir my, soos wat ek vir hom is, of vir haar is. Dis die jaloerse God wat ek ken. Of wat ek jou wil voorstel. Nie daai God wat jy wil pak slaag gee, omdat ek verkeerde dinge doen nie. Maar hy God wat 'n begeerte het om jou te ken. Of hy ken jou, maar dat jy hom leer ken. Ek is op die grond oor die goed. Die grootste begeerte wat God het is om jou te hê. Alles van jou. Dis ek kom en sê, is dit alles van God. Ek meen, hy het alles gegee om jou te ken. Al hierdie moedseremonies waarvan die mense praat. Jesus kom en hy sê, 'n nuwe verbond gee ek aan jou. Hy sê, wees lief vir God met jou hele hart en jou hele siel en jou hele verstand. En wees lief vir die mense om jou, soos jouself. Want daar in die woord van God sê, daarin word die hele wet vervul. Ja, hy is die God van moedseremonies. Ek wil vir my vrou sê, moet asseblief nie na 'n ander man kyk nie. God vra, moet asseblief nie. Maar dit is alles goed saamgevat in liefde. Hy is die God van nader, hy is die God van vandag, en die God van ver. Hy is gister en vandag op dieselfde. Ek sal dit altyd sê, altyd. Hy is die God van vandag. En as jy dit mooi gaan verstaan, daar is hy ou liedjie net, one day at a time, sweet Jesus.
As wil ons sê, that's all I'm asking from you, maar dis al wat God van jou verwag. Hy sê, moenie worry oor môre is worry oor homself, gister is klaar verby, so. Hy is die God van vandag is die dag, jy is nie net hier, sommer net omdat dit nog 'n Sondag is, jy is hier, sodat God homself aan jou kan doen. Dis hoekom ons hier kerk is. Dis wat ek glo God in my hart geplaas het. Dis my hartsbegeerte. Dat my mense rarig sal verstaan, wat is my hart vir hulle. Want as ek met die mense gesels, klink dit vir my meer asof hy net die God is met die rothand in die hand. Baie mense het daai perspektief. Ek glo nie julle is, hierdie kerk is ons reg. Maar ek praat oor die algemeen. Psalm 23 is een van die mooiste uitbeeldings van die karakter van God. Wat ons kan sien in die Bybel, want Dawid het regtig verstaan. Die woord van God sê Dawid is 'n man van God se hart is. Dawid het regtig verstaan wie is God en wat is hy. En so begin by vers 1. Nou begin die preek. Hy sê die Here is my herder, niks sal my ontbreek. Nou die woord wat Dawid nou daar gebruik het om te sê die Here is die woord Yahweh, soos wat ons dit nou sal uitspreek. En as 'n ou 'n bietjie gaan knap oor hierdie tipe van goedes en jy gaan doen jou navorsing, kan ons hier staan vir 3 dae. En ons kan net praat oor die name van God. So, ek het die Here gevra dat hy my help, dat ons hierdie ding so kort as moontlik kan hou, wat anders is. Maar die woord wat God gebruik het, of Dawid, die Heilige Gees, deur Dawid gebruik het, om die woord van God geskryf, is die woordjie Yahweh. En wat vir my verskriklik mooi is, as jy gaan kyk, hulle sê, it is the covenant name of God. Die verbondsnaam vir God. Wat dit beteken is, die naam kom van toe Moses die Egiptenare Israeliete uit Egipte uitgeneem het. Het daar homself openbaar as die God wat beloftes nakom. Die verbondsgod. Want hy het vir Abraham hulle gesê, daai is ek vir julle 'n land sal gee, wat julle eies kan noem. Dat hy vir Abraham gesê, jou nageslag sal soos die sandkorrels wees, baie. En die oomblik toe Moses kom en hy ontmoet God by die brand in die bos, en God sê vir hom, en Moses sê, ja, toe openbaar homself as die God that keeps his promises. Dis wat nou in Engels sê. God beloof om sy mense in Egipte uit te vat en hy doen. God het beloof, die woord van God, ons in die Ou Testament ons sy seun gestuur en hy het. God het beloof om my te red en hy het. God is die God van verbond. God het aan Dawid vir hom hier gewys. En Dawid het geweet. Ek meen, hy was nog 'n klein mannetjie gewees toe Samuel hom kom anoint, gesalf het as koning. En dit vir jare en jare en jare en jare, ek dink 30 jaar, toe kom dit eers tot 'n vervulling. So Dawid het God geken as hierdie God van beloftes naam. Maar as ons nou gaan kyk, ek het nou 'n bietjie besigheidsman georiënteerd is en meeste van ons is verstaan dink as dit altyd as dit verkeerd is, versiene verbond as 'n kontrak. Okay. En daar lê die probleem. Nou, in Engels, as ek hier verkeerd lees,
is asseblief nie saam met my. A contract is a transactional, legal binding agreement based on the mutual obligation and specific performances. It often includes exit clause and provisions for breach. Maar a covenant is a relational, promise-based bond. It centers on unconditional loyalty and trust, usually without any termination clause. Ons verstaan nie verbond regtig, want ek agtergekom, toe ek die Egipters navolg. Dis hoekom ons sê, as jy trou, dan is dit 'n verbond tussen die man en die vrou. Dis nie 'n kontrak nie, 'n kontrak sal nou net kom vooruit daar trek. Maar as ons gaan kyk na selfverkontrak, ons verder. 'n Selfverkontrak maak dit nie saak of ek 'n goeie mens is as ek 'n selfverkontrak het. Ek gaan by 'n kom toe MTN of iets sal sien waar ook al en ek gaan nie myself verkontrak hê. Maak dit nie saak of ek 'n goeie mens is nie, of ek 'n loyale mens is nie, of ek omgee vir die selfoon, of ek omgee 'n verhouding kom of sal sien. Ek het die selfoon weggooi. Dis ek wil. Solank die paemente betaal word. Is Vodacom happy met die kontrak? Hy worry nie wat dit maak met die voeding. En baie mense dink dit is die verhouding met ons God. Solank ek Sondag, solank ek net elke Sondag in die kerk is, ek is happy. Is ek reg? Ek wil net in die kerk wees, is reg, en is ek op pad heen toe. Maar meeste van die ouens wat ek ontmoet, hy shop Sondagoggend, lyk hy soos die jubel homself, maar Saterdag, is die hele ander stoel. Vrydag aand is nog 'n rol. Solank ek deel is van 'n gemeente, is ek happy. Dat is so laat as dalk so nou en dan help in die kerk. En dis my kan ons gebruik van hierdie kontrak. Anders moes my verhouding was met die Here reg. So ek het net sonder kerk begin aansluit by die gemeente en dis wat baie mense dink. Ek kan dit nie glo nie. Maar as ek op my glo God het regtig hierdie ding. Om eerlik met jou te wees, glo ek en hierdie onder sê. Die Afrikaanse. As ouens met Sondag na Sondag in die kerk sit en oop oë hel toe gaan. Want die beginsel is Christ-like. Ken jy hom? Dis my vraag. Okay, ek gaan dit terug. Goed nie. Gelukkig het God nie met ons 'n kontrak ontsluit. Jy weet? Hy het met ons 'n verbond ontsluit. Want 'n kontrak is eintlik net daar om my belange te beskerm. As ek en jy in 'n besigheidskontrak ingaan, dan is dit dat ons 'n kontrak maak, jy gaan vir my dit doen en of ek gaan vir jou dit doen en as jy nie dit doen nie, nee, dan gaan ek jou belofte vir. Dis 'n kontrak. Nou wanneer ons met God kom, hierdie kontrak dit uitleef en sê Here, maar ek was elke Sondag in die kerk en ek lees Matteus 7 daar waar hy sê gaan weg van my af, ek ken jou nie. Here, maar in U naam het ons duiwels uitgedryf. In U naam het ons siekes gesond. In U naam sê hy vir die gewag van wat ken jy. Dis hoe belangrik hierdie verbond is in die kontrak. Dis makliker om 'n kontrak op te stel. Want jy stel 'n kontrak op, ja, ek is bereid om hierdie prys te gee, ek is bereid om hierdie. Wat vir
my gemaklik is. Dit is die gedeelte van dit. Wat is vir jou gemaklik? Dis die gedeelte in die kontrak. Maar 'n verbond vereis baie meer. Maar in 'n verbond stel hy die verhouding eerste. Ek kan hoe kwaad wees vir my vrou, maar sy bly my vrou. Sy kan hoe kwaad wees vir my en my mishandel. Maar ek eer haar, dis die vrou wat God vir my gegee het. 'n Verhouding is wat die sentrale mikpunt is van 'n verbond. Verbond maak plek dat ek meer lief is vir daai persoon as my eie lewe. Dis wat Jesus aan ons kom bewys het. Sê hierdie verbond, ek ag my verhouding met jou, die kans wat ek het om jou te bewys wie ek is, die kans wat ek het om, sodat jy my ken, sal ek my lewe vir jou leer. En daar's baie mense wat ek dink regtig in hier is gesig spoeg. Ek weet dit nou nie regtig kan sê. Maar 'n verbond maak plek vir dit. Ek het nog 'n vers wat ek lees. In 'n verbond is daar plek dat as ek swak is hy sterk. Nie in 'n kontrak. Kontrak as jy swak is, op ek van jou behoefte. Jy weet, ek wil baie graag in 2 Korintiërs 12, ek gaan die Amplified Bible lees, vers 10 en vers 9. Ek sien ek gaan vinniger gaan. Ons gaan baie lees. As ek eerst vers 10 lees, dit is Paulus skryf hier in Korintiërs Korintiërs en sê, so for the sake of Christ, I am well pleased and take pleasure in infirmities, insults, hardships, persecution, perplexities, and distress. For when I am weak in Him, then I am truly strong. 'n Verbond met God begin, is al plek vir al hierdie goedjies. Dit ek gaan nie vers 9 lees, want ek gaan praat 'n bietjie te Palega. En dit is nog eens op. My vraag is, ken jy die God van genade? Want in 'n verbond is daar plek vir genade. En 'n kontrak is dit. Ek wil jou kom voorstel aan die God van verbond. Die God van Psalm 23. My vraag is, ken jy hom? Waarom? In vers 2 sien ons God as hy sê, ons vers 1 en 2 gelees, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die Engels het mooi sê, I shall lack nothing. I shall not lack. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Nou die woordjie wat ons nou gepraat, die heerlik, die volgende woordjie wat ek wil jou na kyk is herder. Die Hebreëse woord, ek is baie lief daarvoor om die oorspronklike woord, want dit is, die Engels is oppervlakkig baie. Net 'n voorbeeld te gebruik is, ons het een woord vir liefde, maar die Griekse is in die Nuwe Testament, die Griekse in die Arameek, as ek dit reg uitspreek, is daar tussen 9 en 12 woorde vir liefde. So ek het baie lief vir die Hebreëse gekyk, maar die woord wat Dawid daar gebruik het, was raha.
wat beteken to pasture, to tend, to graze and to feed. Dit beteken om kos te voorsien. Nou het jy skape verstaan. Sonder kos kan jy nie lewe nie, ek dink. Ek is nie 'n boer nie, maar ek dink dit is nogal redelik. Nou, as 'n woord Jehovah Jireh is the Lord that provides. Dawid het verstaan, hy is die God wat voorsien. God is sy bron van inkomste. 'n herder is ook intiem verken met sy skape. Hy kan hulle elke liewe dag. Elke oggend check jy hoeveel gaan uit en elke aand check jy hoeveel kom in. En dit maak seker hy ken dit. En Dawid het verstaan, as God my herder is hy intiem verken met my. Hy weet wat sy skaap sy voete is loop vrot, en hy weet wat sy, hy ken, sy skaap, hy ken jou. Is dit nie actually verskriklik amazing om te dink, hoe die God van die heelal my ken? Dat hy tyd gevat om dit. Verder sê hy lei my na waters waar is leier in een. Hy is my leier. Maar hoeveel keer wil ons sê homself lei nie? Ek is verskriklik aan. So die Here weet, ek moes baie hard met my kom praat, baie keer. Ek moet vir my dink 20 keer sê, ek wil my eie ding baie gaan. Maar hoeveel keer doen ons dit nie self nie? Ons wil ons eie ding doen, ons eie lystes neem, en die goeders doen. Ons baie gebeur so, Here, asseblief, dit is nou nie, sê vir my, Here, asseblief, sal jy asseblief vir my voorsien, asseblief, dankie. Ok, nou gaan ek gegaan in vraag. Ons gee goed nie kans baie keer, nee, om te voorsien. Ons gebed is nou, Here, asseblief, help my. Dis alright, ek gaan my self in skuld gaan sit vir die heiligs, want meantime wil God gehad, en ek gaan my eers, nie nou al my heiligs gekry, want iemand anders wil vir my heiligs gee. Of wat ook. Baie keer wil ons op die reis as ons self het. Ek weet die tyd om te wacht. Wat vandag sê jy? Die tyd om te wacht. Maar God sê, die wat op my wacht, kry die krag. Ek weet vandag sê lewe vir jou, en in die verbonds verhouding met God wil Heer ons moet hê. Dis al plek vir al hierdie goed. Ek wys my net 'n paar goeders wat ek self in my lewe. Ek weet julle ouens is perfek. Ons sit partykeer in die gemors wat ons is as gevolg van ons nie toelaat dat God ons lei nie. Ken jy God? As jou leidsman, ken jy God as die een wat jou lei? My vraag is dit, jy moet hierdie goeders jouself beantwoord. Ek wil jou net voorstel aan hierdie God, wat die beste vir jou wil hê. Om lei ons vanself. Dis wat partykeer baie einde. Want ek hardloop kop voor hals en ek dink gewoon nie. Want ek nou net sê, sorry Here. Ek moes geluister het. Vers 3 sê hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam te ontwil. So ek gaan net nog 2 dinge sê en dan gaan ons nou begin toemaak en sluit alles. Ek gaan weer vanaf. God is die God, die verkoop my siel. Die Engels sê, he restores my soul. Dus dan ken jy die God van herstel. Laat jy hom toe om jou te herstel. Ek voel baie keer, ek hierdie ding sien. Ek het vir die Afrikaans is gesê. Hy verfris, versterk my siel. Ja, dis wat die verkoop beteken. My gedagtes, my emosies en al hierdie dinge kom verfris. Ek ken jy hom. Ek voel baie keer asof ek
ek sien hierdie ding as factory reset. God kom en hy wil jou kom maak, soos wat hy jou gemaak het, hy perfek gemaak. Verstaan jy? Ek voel baie keer, asof ek 'n paar ouens wil factory reset. Veral as ek in 'n lang werpige voertuig, waar baie mense kan insit, hulle moet 'n bietjie, so bid vir die Here, hulle die God van herstel, nie die perfecte reset. Jy is perfek soos wat jy gemaak is, maar my vraag is die vraag, ken jy die God van herstel? Ja, die volgende gedeelte in vers 3 sê hy om sy naam omwil. Ons is gemaak vir hom. Die skape, as geen skaapboer gaan wat sy eie skape het, behalwe nou as hy voorman het, en dan boer die voorman vir hom, maar geen skaapboer wat sy eie skape het, maak sy skape groot en wat ook al vir iemand anders. En maak het vir hom. Jy is gemaak, soos wat Dawid Jesus sê, die Here is my herder, myne. Jy is gemaak net vir hom. Maar die vraag is, ken jy hom as joune, my God, my herder? Die laaste gedeelte wat ek net wil hê, ons moet verstaan, Moses kom by die brandende bos in Exodus 3. En hy vra, wie sal hy sê, stuur my? Wie sal hy sê, in wie se naam gaan ek? En God antwoord hom met een van die mooiste name, as jy dit verstaan, in die Bybel, hy sê vir hulle, ek is wat ek is, stuur jou. Sê vir hulle, ek is, stuur jou. En dit is nogal vir my bietjie weird, as jy dit verstaan. So, ek wil baie graag hê, dat ons hierdie dingetjie moet snap. God praat van homself, nie? Sê vir hulle, ek gee sy eie naam aan, sê vir hulle, ek is. Stuur jou. God kom vanoggend en hy vra jou, wat het jy nodig? In hierdie verbond wat ek in jou ingetree is, in hierdie prys wat ek vir jou betaal het, God kom vra jou vanoggend. Wat het jy nodig? Het jy genesing nodig? God sê ek is. Jou genesing. God vra vir jou vanoggend, het jy genade nodig? Hy sê ek is. Genade. God vra jou vanoggend, het jy liefde nodig? Voel jy soms alleen? God sê ek is. Liefde. Ek is jou voorsiening, ek is jou vrede, ek is jou verlossing. God sê vanoggend, ek is. Ken jy hom? Dis my vraag. En ek raak baie emosioneel as dit by hierdie goeders kom. Want God sê, hy is die oorsprong van lewe, ek is genoeg. Ek is jou deurbraak, ek is die een wat jy nodig het, ek is daar vir jou. God sê vir jou, ek is. Ek is genoeg. En ek is lief vir jou. Een van die name wat in die begin, die klein land. Een van die name, ek het nou nog in die worship span, het ek het genoem vir vandag. Een van die name wat vir my, soos 'n paal kon slaan het, dit is in die oor,
is Jehovah Sekeni. Wat beteken God my geregtigheid. He is my righteousness. En die Heilige Gees kom openbaar aan my, maak nie saak wat jy doen of wat jy nie doen nie. Ek is jou geregtigheid. Niks kan jou ongeregtig maak, waarlik, as jy in my is. Sien, in 'n verbond is daar plek vir genade. Maar Here, ek het vandag gesondig, Here, ek kon nie dit nie, veral as ek kom by my werkers partykeer, dan sukkel ek om baie mooi te praat. Maar God sê, ek is genoeg vir jou. Vir daai gedeelte wat jy nie kan bykom, die sê hy, ek is genoeg. Ek is jou vergifnis. Lukas 10 vers 22 sê Jesus, hy sê, alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand weet wie die Seun is nie, behalwe die Vader. En wie die Vader is nie, behalwe die Seun. En aan wie die Seun dit wil openbaar. Ek vra nog die hele tyd vanoggend, ken jy hom? Maar is onmoontlik om God te ken as hy homself nie aan openbaar. En hoe doen ons die goeders? God wil om regtig aan jou openbaar as al hierdie wonderlike goed wat ons gepraat het. Maar die keuse is joune. Gaan ek dieselfde hier uitstap as ek hier inkom? Gaan ek vanaand op my knieë, gaan ek morgen, gaan ek toelaat dat hy kom en homself aan my openbaar? Want hy wil. Ek glo met my hele hart dat God homself aan jou wil openbaar, en hy is soveel keer meer groter as wat ons nog ooit kan dink. Ek het 'n pastoor geken, pastoor Robbie, wat is oorlede in COVID tyd en die goeders, maar hy het 'n ding gesê wat my nogal geruk het op my kop. Hy het gesê, as in Jesaja gelees, skryf daar dat die engele om God vlieg, altyd, heeltyd. En 2 vlerke maak hulle voete toe, 2 vlerke maak hulle gesig toe, en 2 vlerke vlieg hulle, en al wat hulle heeldag uitroep is heilig, heilig, heilig. En hy vra vir my die vraag, hy sê dit is nou nie bewys in die Bybel of iets, maar hy sê vir my, imagine dit. Hy vra my, hoekom is dit al wat hulle kan sê? Hy sê, imagine, miskien is God so groot, dat terwyl hulle op hom vlieg, elke oomblik as hulle nog so stukkie gaan, dan sien hulle iets niets van God, dan skree hulle uit heilig. Dan vlieg hulle weer 'n stukkie verby, dan sien hulle iets niets en sê hulle, heilig. Ons het aan 'n paar dingetjies geraak, en as ons begin net oor God se naam en praat, kan ons hier wees vir baie lank tyd. Wil jy nie die kans vat en God toelaat? Dat hy verskil kom maak en homself in jou openbaar. Ek sluit af met Johannes 10 vers 14 met sê, ek is die goeie herder. Ek ken my eie en word deur my eie geken. The Amplified sê, I am the good shepherd.
And I know and recognize my own. And my own knows and recognizes me. God wil jou ken. God ken jou beter as jy self ken uit jou gemaak. Wat jy met hierdie informasie doen, is up to you. Ons let dit oor. Vader, ons kom vanoggend, Here, en ons dankie vir die openbaring van die Heilige Gees, die openbaring van wie U is, Here Vader. Vader, ek bid vir elke persoon wat U is vanoggend, Here Vader, dat U die woord van God sal lewendig maak in hulle harte, Here Vader. Dat U self in hulle sal kom openbaar, my God. Dat die vuur van God binne hulle harte sal brand, Here. Vader, maar dat hulle U sal ontmoet, Here Vader, soos wat hulle nog nooit U gesien het, Here Vader, dat hulle waarlik liefde, waarlik vryheid sal ontmoet in Jesus Christus. Amen. Alright, ek gaan nou afsluit met die laaste liedjie. So jy kan op. En die bankbesonderhede is hier so op as ek dit reg het. En as jy nou wil die kans vat om die koninkryk te saai, wat is dit doen?